Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 10. Kom ons lees saam. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hom innig jammer gevoel en hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. Hierdie woorde bly by my. When you serve the poor, you are serving the king. En dit word gebaseer op Jesus se lering in Matteus 25 vers 40. Wat julle gedoen het aan een van die geringste van hierdie broers van my, dit het julle aan my gedoen. Die barmhartige Samaritaan is nie net 'n storie oor goedhartigheid nie. Dit is 'n storie oor hoe ons Jesus self ontmoet in die geringstes, in die wat nood het. Liefde wat sigbaar, tasbaar en prakties word. Ons diens aan die armes is nie net filantropie nie, maar aanbidding. Dit is om die koning self raak te sien in die gesig van die kwesbare. En dis die waarheid. Jy kan nie almal help nie, maar jy kan iemand help. En wanneer jy dit doen, doen jy dit vir die Here self. Ek gaan altyd terug na die storie van Cicely Saunders, die grondlegger van moderne hospicesorg, wat in die 1960s begin het, deurdat sy by 'n sterwende man in Londen gesit het en hom versorg het, terwyl hy sterf. Hy het vir gesê: Ek voel soos 'n stukkie rommel wat weggegooi is. Dit het haar so aangegryp dat sy besluit het om haar hele lewe te wy aan mense wat sterwend is, sodat niemand ooit weer so hoef te voel nie. Sy het 'n beweging begin waar sterwende mense nie net mediese sorg kry nie, maar ook liefde, omgee en waardigheid. Vandag bestaan hospice wêreldwyd en miljoene mense sterf met respek en liefde omdat een vrou gekies het om die geringstes te dien en daarin die koning self te dien. Wanneer ons die armes, die kwesbares, die geringstes dien, raak ons hande die hande van Christus self. Die gevaar kan wees dat ons geloof net teoreties word, 'n klomp waarhede wat ons glo, maar nooit uitleef nie. Jesus se gelykenis breek dit oop. Ware geloof wys sigbaar in hoe jy die minste behandel. Jakobus sê dit so in Jakobus 2:26. Hy sê 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. So wat beteken dit vir ons? Om te gee aan iemand sonder verwagting van terugbetaling, is dalk die uitnodiging. Om tyd te maak vir die mense wat nie belangrik is in die wêreld se oë nie.
om die armes, as die Engels praat van marginalized, die eensames te bedien. Want dan wag Jesus vir ons. Daar is die plek. Let op hoe konkreet die Samaritaanse diens is. Hy gebruik olie en wyn, sy eie kosbare hulpbronne. Hy sit die man op sy donkie. Hy gee sy gemakprys. Hy betaal 2 pennings. Hy belê finansiëel in 'n vreemdeling se herstel. Wanneer jy iemand help wat niks vir jou kan teruggee nie, dien jy die koning self. Jesus eindig die gelykenis, gaan en doen jy net so. Die uitnodiging is om elke dag Christus self te dien in die mense wat ons pad kruis. As ek dink vandag aan my eie lewe, aan die lewe wat om my gebeur, is daar soveel nood wat ek kan raak sien en wat ek raak sien. En soms kan ek moontlik die liggaam of die bewustheid van die priester en leviet inneem. Maar die uitnodiging is om te draai ons harte, ons gedagtes, ons lewens, ons behoeftes, ons gemak na die wat swaar kry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag en ons bid vir U genade. Ons bid dat ons bewus sal wees dat elke mens wat verby ons gaan, dalk U self is wat ons bedien. Ek bid Vader dat U ons oë sal oopmaak, ore sal oopmaak vir dit wat U in ons lewens wil doen. In Jesus naam. Amen.